Weer eens baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met u, dat God se woord en die waarheid daarin vervat vir u altyd belangrik is. Nou ek gesels vandag weer eens oor misleiding in die kerk en dwalinge wat ontstaan in ons kerke. En ek gaan gesels oor die sogenaamde prayer walk. Nou, vir baie van u wat nie daarmee bekend is nie, dit is mense, groepe mense of kerke of denominasies wat natuurlik dan saam stap in 'n gebied en hulle begin natuurlik dan bid vir die gebiede en so meer. Ons gaan nou daaroor gesels. Hulle noem dit die prayer walk en die vraag is dit verkeerd om te loop en bid? Glad nie. As ek en u loop en bid in die tuin of in die straat of in ons binnekamer, waar ons ook al met God praat, dit is baie wonderlik. Maar daar lê so 'n bietjie dieper iets verskuil agter hierdie sogenaamde prayer walk. En ons gaan vandag daarna kyk, wat is die oorsprong, waar kom dit vandaan en ons moet altyd gaan kyk wat die woord van God daaroor te sê het. So kom ons spring dadelik weg. Nou die gedagte is, wat is die oorsprong van hierdie praktyk? Nou as u mooi sal onthou, in die tyd van die Bybel en die Ou Testament, ek wil net vir dit wys, was daar die sogenaamde, die stad wat omring was, of hulle die stad omgeloop met 7 keer, en dan het natuurlik, as hulle die 7de keer omgegaan het, dan het natuurlik die ramshoring geblaas en die muur het natuurlik omgeval. En dit is die gedagte waar hierdie leerstelling vandaan kom. Nou kom ons gaan lees na hierdie artikel. The practice of spiritual warfare, marching, is primarily based on Joshua's march around Jericho. Cindy Jacobs is een van die valse profete, valse profetesse, en u kan gerus na haar goed gaan kyk op YouTube, absoluut skokkend. Nou sy sê die volgende: the march that Joshua and his troops made around Jericho was a type of intercession. The type of marching produces deliverance today just as it did for the Israelites. But there is not a hint in the New Testament that Christians are to practice such a thing. Nou dit is nie wat sy sê nie, die gedeelte in groen is wat sy gesê het. Ek gaan aan, the Bible does not tell us that Joshua march around Jericho was a form of intercession. Further, Joshua's march was commanded by God for that one unique occasion, and like many other things in the Bible, it was never repeated. Nou hierdie mense sien hierdie gedagte om te march, die prayer walk natuurlik in ons taal, is om in te tree vir daai stad of vir die gebiede, en ons gaan dit nou sien hoe hulle in gebiede rondloop en gebiedsmagte bind, dis demone en al daai tipe van onbybelse aktiwiteite en rituele wat hulle doen, en dit is absoluut totaal buite kan die skrif. Nou goed, prayer walking is practiced by many Christians today as a means to cleanse geographical areas from demonic spirits in order that evangelism may become effective. Nou wat sê hulle eintlik in hierdie geskrewe stukkie? Hulle sê eintlik dat as ons nou in die gebiede rondloop, sê nou maar in u voorstad, en julle vat hande, dan kan julle daardie stad skoonmaak. Is dit in die Bybel? Dit staan nie in die Bybel nie. Ek en jy is nie daar om gebiedsmagte uit te dryf en demone vas te bind, en hulle glo dit is absoluut wat hulle dan ook doen, en dit is nie skriftuurlik nie. Nou kom ons gaan kyk na 'n man met die naam van George Otis. Nou hy glo in die Transforming Revivals, en hierdie is 'n groot valse leraar, ek gaan nou vir bewys, en hy is een van die voorstanders van die prayer walk. Nou kom ons kyk, he visits cities worldwide and help pastors to gather information on the spiritual history and dynamics of their cities. Jy kan sien, die New Apostolic Reformation gaan stede in, hulle wen stede terug vir Christus, vir God en vir Christus, en hulle dink dit is Bybels. They gather detailed information on the status of Christianity, prevailing social bondages, and any historical events that caused trauma, religions, philosophies that oppose Christianity, etc. Mass gatherings, prayer marches, daar sê, and prayer marches are arranged to pray strategic prayers against the strongholds of the enemy. When the powers of darkness are broken over the city, the spiritual DNA of the community are changed and revival can occur. Times of prosperity, growth and abundance will now follow. So dis wat hierdie mense glo.
Sodra hulle in die stede inbeweeg of om die stad of watter gebiede hulle ook betree, dan kan hulle nou sekere strategiese gebede doen om die gebiedsmagte te bind, en wanneer dit dan nou gebind is en is skoon, dan kan revival kom, dan kan God werk, sê hulle. Ek dink nie dis die geval nie. Die Bybel sê dit nêrens nie. Maar hierdie mense glo dit. Maar kom ons dan kyk, wie is George Otis? Hy sê, God het ons posisioneel geheilig, sodat ons stand in Christus anders as ons werklike sondige stand is, wat so bly voortbestaan. Hy sê die volgende: Christus het nie deur sy dood voorsiening vir ons sondes teen die toorn van God gebring nie, maar die versoening het God se hart verander, sodat dit nie meer toornig en vervolgsigtig teenoor ons is nie. Nou, die vergewensgesindheid van God is die verslapping van 'n wettige eis en nie 'n geval dat hy my skuld betaal en my sondes vergewe het nie. En as jy dit nie glo nie, gaan in op George Otis op sy website, gaan kyk wat hy sê, dit is presies wat hy sê. Nou kan jy dadelik sien, hier's 'n rooi vlag, hierdie mense is valse profete, en hulle is hierdie mense wat hierdie gedagte het van die prayer walk, en dit is waar het vandaan kom, en selfs in ons eie land word hierdie goed absoluut gedoen en toegepas, en glo hulle dat dit is God se plan vir die kerk om gebiedsmagte te bind en demone en so meer. Absoluut onskriftuurlik. Kom ons gaan luister na 'n video van 'n leraar wat sy verduideliking gee wat prayer walk is. So what's the goal of prayer walking? Well, the goal is very similar to intercessory prayer. We're praying on behalf of others and for others. So while praying over a community, we're seeking God's guidance and His mercy and blessings over the people and over the city. We're asking God to save the lost, to invigorate the saved, to impact the community with the gospel. We're also praying against enemy strongholds. That includes anything that keeps people from the knowledge of God and hurts human flourishing. We're praying with purpose. Nou, jy kan dadelik hoor dat hy praat van wat is die doel van die prayer walk idee, en absoluut totaal onskriftelik. Hier praat hy dadelik van gebiedsmagte wat gebind moet word, wat verhoed dat mense tot die kennis van die waarheid kom en so meer. Nou kom ons gaan kyk, strategiese geestelike oorlogvoering word op ekumeniese massa byeenkomste en biduursessies en gebedsmarse, dis die prayer walks as 'n verlossingsinstrument gebruik. By die geleenthede word demoniese vestings en die heerskappy deur gebiedsdemone wat vooraf bepaal is, deur gebed afgebreek en die betrokke gebiede of stede vir die koninkryk van God in besit geneem word. Die duiwel word verdryf en sy vestings afgebreek. Hierdie vestings bestaan oral waar mense vriende gode aanbid. Nou ja, watter land doen nie hierdie goed nie? So daar is baie werk vir hierdie mense wat die gebedsmarse moet doen. Nou, hy sê hierdie vestings bestaan oral waar mense vriende gode aanbid het, immorele vermaak, hoerery en dobbelary beoefen het, bose en onderdrukkende ideologieë ingestel het, as ook op historiese slagvelde en plekke waar mense mekaar beveg en doodgemaak het, en daardeur bindings van rassehaat en onverdraagsaamheid teenoor ander groepe laat ontstaan het. Oral in die land is na bewering vestings en bindings van die aard wat verbreek moet word. Nou, jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees, en dit is hierdie mense, die New Apostolic Reformation. Dit is nie ek wat dit sê nie. Dis hierdie mense wat hierdie goed kwytraak, en dis wat hulle dan ook leer, en die kerke glo dit en hulle doen dit. Kom ons gaan luister na 'n video van 'n dame wat praat hoekom hulle prayer walks doen. The groundswell of momentum that's happening with the left. This is happening, in my opinion, because of the lack of opposition in the spiritual realm, because of the strongholds of wickedness, and because the church and the body of believers have not been assembling together to physically, corporately come into agreement and stand against the powers of darkness. And this is something that we need to do, particularly when it comes to the borders. And so I wanted to share with you really what's been on my heart scripturally and where this is coming from. Prayer walking itself, for those of you who've ever been involved in international missions, you'll know. And this principle of prayer walking, of physically walking these areas where the sole of your foot treads, that there is a principle here
that we are first going into these areas, not only to spy them out metaphorically, but to physically go ahead and prime that pump, right? And by physically walking these areas and physically speaking aloud the promises of the Lord, we are using with our mouth, just like it says in Proverbs, the power of life and death are in the tongue. We are speaking life, and we are speaking by recalling the promises of the Lord, by speaking scriptures aloud, by praying and by interceding. We are interdicting, and we are forming a perimeter and a wall against the powers of darkness. Nou, jy kan sien dieselfde gedagte kom na vore, dat hulle loop in gebiede in en hulle spreek lewe. Met ander woorde, hulle glo Spreuke 18:21 gee vir jou en my die vermoë en staaf dat ek en jy kan woorde spreek, kragwoorde, dat ons dinge kan bind en ontbind en dat ons gebiedsmagte kan verwyder deur ons krag van ons woorde. En die skrif leer dit nêrens nie. Ons nog lekker gesels oor hierdie dwaling, die krag van jou woorde, wat so baie kerke en so baie mense in hulle eie lewens toepas. Maar kom ons kyk, sy sê, daar moet mure gebou word in hierdie gebiede. Nou, dit is wat sy hier sê, dieselfde beginsel wat ander dan ook huldig, daar moet fisies rondgeloop word, om deur die woorde van jou krag, natuurlik hierdie mure te bou teen die werke van duisternis. Absoluut onskriftuurlik. Now, if you want to do some prayer walking around Metro West with me, September 1, let me know. Dis nou wat iemand nou geskryf het in 'n artikel. Well, just walk, ride out our bikes around the perimeter and pray against the strongholds the enemy has set up, such as poverty, drug abuse, alcoholism, despair, anger, or out of control, mental illness en allerhande soort probleme. As jy nou gaan rondloop, jy begin bid in hierdie gebedsmars, dan sal hierdie goed natuurlik verdwyn. Maar die woord van die Here praat van bekering. Die woord van die Here sê, preek die evangelie aan alle mense en hulle wat hulle bekeer. Hulle moet hulle bekeer. Mense, selfs Christene wat in hierdie goed vasgevang is. Daar's nie 'n maklike metode nie. Die Bybel praat van bekering, bekering en bekering. En dit is baie, baie ernstig. So, kom ons gaan kyk, wat sê hulle verder? Hulle hou preek natuurlik in hierdie gebedsmars teen strongholds, en dit is natuurlik gebiedsmagte, bindinge en so meer wat hulle moet verbreek. Absoluut totaal, buite kan die skrif en buite kan die woord van die Here. Nou goed, daar's natuurlik 'n skets van iemand wat natuurlik 'n baie bekende leraar in Suid-Afrika. Ek gaan nou nie die stad noem of die dorp noem nie, maar hierdie mense kom by mekaar op woensdaande soms en hulle doen die prayer walk absoluut asof dit enige impak gaan hê. Nou weer sê ek, dis nie verkeerd om te bid of as 'n groep te loop en bid voor die Here nie, maar moenie die strategiese, valse idees wat die New Apostolic Reformation inbring, natuurlik toepas in daardie stap nie, want dit gaan nie werk nie. Ek sê weer, bekering is die eis wat God stel, die bekering natuurlik die woord wat gepredik moet word aan hierdie mense, en hulle moet die lig sien deur die stem van die Heilige Gees en die oortuigingswerk in hulle harte te hoor. So 'n prayer walk gaan jou nie baie help nie, dit gaan nie baie mense na die Here toe lei nie, want dit is nie die ware evangelie nie. Kom ons gaan kyk na 'n video van 'n groep mense wat nou stap as gevolg van die misdaad in daardie gebiede. Kom ons gaan luister na hierdie nuusberig. So tonight, a community that's seen a violent month, Inslee, with several killings in the last few weeks alone. CBS 42's Matt Fernandez was at a prayer walk today where people are hoping for change. Matt, good evening. Good evening, Jack. Yeah, take a look at this scene of the prayer walk. This was all about a community coming together today, everyone from pastors to police to people living in Inslee. The goal aimed at reducing crime in the area. Dit is baie duidelik dat hierdie mense het nou die crimes wat daar plaasgevind het, nou dat die hoop dat dinge gaan verander in daardie stad. Dit sal nooit verander nie. Die ware evangelie moet aan hierdie mense gebring word. En dis wat nie gebeur nie. Mense stap in die stad en spreek lewe en spreek dinge en declare en decree en claim sekere goed vir Christus, en dit is nie die evangelie nie. Ons sien nie dat Paulus of die enige van die ander apostels het gedoen het nie.
Hulle het nie geloop om 'n stad en begin maar net spreek en woorde spreek en declare nie. Dit is nie wat gebeur het nie. Maar hierdie mense glo claim your city for Christ. Absoluut. Now prayer walking is part of the spiritual warfare movement, which began at the 1989 Louisiana II Evangelism Conference in Manila, attended by 4,000 evangelical leaders from around the world. Now, C. Peter Wagner, nou hy is die leier van die New Apostolic Reformation, as jy dit nie weet nie. Hy sê, the Lord told me, en as jy altyd hoor, hierdie mense sê, the Lord told me, met jy 'n rooi vlaggie hang, daar is groot moeilikheid, dan moet jy hardloop. Hy sê, the Lord told me to take leadership in the area of territorial spirits. Territorial is gebiedsmagte. This involves spiritual mapping. Nou, spiritual mapping is, hulle gaan ondersoek die stad en gaan kyk waar is al die strongholds en wat se demone daar moontlik mag wees. Jy moet onthou, die Here openbaar mos vir hierdie goed. To identify the demon controlling an area of a city or country in order to bind in the name of Jesus. Jy kan nie demone bind nie. Jesus het nie eers die demone gebind nie. En hulle is nie varke ingestuur, maar hulle is nie eens gebind nie. Nou hierdie mense glo hulle kan bind en ontbind en hulle gebruik Matteus 18 vers 18 uit konteks wat alles te doen het met kerkdissipline en hulle glo dat hierdie is die ware evangelie. Jy kan demone bind. Dan sê hulle, and a host of other techniques that God revealed to leaders of this unbiblical movement. Absoluut skokkend. En daarom moet ons versigtig wees wanneer jy hoor jou kerk sê vir jou, kom ons gaan nou 'n prayer walk doen. Pas op vir die misleiding daarachter. Now in 1989, YWAM's John Dawson wrote, Taking Our Cities for God. Ook natuurlik deur prayer walking, prayer marches. How to break spiritual strongholds, giving a five-fold approach to bringing down our cities. Demonic strongholds natuurlik. In the foreword, Jack Hayford called it a book of Holy Spirit insight. Jy kan sien, hulle het al hierdie insigte wat hulle kry, nuwe visioene, nuwe openbaringe. Similar books kept coming from the press. Typical was one edited by Peter Wagner natuurlijk, titled Breaking Strongholds in Your City. How to use spiritual mapping to make your prayers more strategic, effective and targeted. Absoluut valse leerstellings, valse profete. En ons moet waak daarteen. Goed, ek gaan afsluit met die gedagte, gebed is baie belangrik en die woord maan ons om vir mekaar te bid. Is dit nie wonderlik nie, dat ek en jy vir 'n medebroer en 'n medesuster kan gaan bid, as hy in sy lewe probleme het, of, soos hulle sê in Engels, struggle met sekere goed, worstel natuurlik, en dit is ons werk, dra mekaar se laste, en bid volgens die woord van God. Moenie dinge rituele gebruik wat hierdie mense gebruik om dit dan uit te voer nie. Maar doen dit op 'n Bybelse manier en volgens die wil van die Here. Dis baie, baie belangrik. Mag die Here ons oë oopmaak, en ek weet daar's baie mense wat verskil en sê jy kritiseer heeltyd. Nee, ons moet hierdie goed ontbloot tot op die been. Dis hierdie goed wat ons geestelike lewe verswak. Dis hierdie goed wat ons van die pad afhaal, wat ons van die waarheid, ons oë van die woord van God afhaal, en na mense luister. Mag die Here ons seën tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.